Goeiedag geliefdes, dis wonderlik om weer saam met u rondom die woord te wees. Ons is in Romeine die eerste hoofstuk wat ons met mekaar hanteer. En ons het met mekaar gepraat laas oor die 4de vers. En dit is dan waar ek ook vanoggend met u wil aangaan as ons praat oor Romeine die eerste hoofstuk daar by vers 4. Maar kan ek vir u ook vers 3 weer lees? Aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid. En dat die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onze Here. Ek het met u gepraat oor die heiligheid van ons Here, deur die Heilige Gees vervul, deur die Heilige Gees sy bediening gedoen, die kragtige dade wat hy op aarde verrig het, omdat hy deur God bekragtig is. Hy sê dit immers, ek doen niks uit myself terwyl die Vader dit nie deur my doen nie. Ek spreek ook niks wat die Vader my nie gee om te spreek nie. Hy is bekragtig deur die Heilige Gees om wonderdade op aarde te doen, genesings en die verlossing van mense. En nou gaan hy aan, en ek wil met u praat oor hierdie Jesus in die verre verlede van die Ou Testament. En ek wil met u praat oor profete, wat profetiese woord oor hom gespreek het, wat elkeen op die letter waar geword het. Hy sal in Bethlehem gebore word. Dit het gebeur. Hy sal uit Egipte land kom, want God sê vir Josef, vat vir Maria en die kind en vlug na Egipte land, want Herodes wil hom doodmaak. Hy sal 'n Nasareër genoem word, want hy sal uit Nasaret kom. So die een belofte na die ander, wat elkeen op die letter vervul is. Dink aan die woorde wat die Here gesê het, daar aan Joël. Joël 2 het hy gesê, die laaste dae sal die Gees neerdal op julle diensknegte en julle diensmaagde. Hulle sal drome droom en gesigte sien. Julle seuns en dogters sal deur die Heilige Gees profeteer. Op die dag van Pinkster het Petrus dan ook gesê, vandag is in julle vervul dit wat God vir Joël gesê het. Die Heilige Gees is uitgespreek of uitgestort en julle kindertjies sal deur die Heilige Gees beheer en bestuur word. Dink net aan die woord wat hy gegee het in Johannes 2. Breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. En hy het gepraat van sy liggaam. Julle sal my doodmaak, maar na 3 dae sal ek weer opstaan. Dink dit aan die woord wat hy gesê het aangaande Jona. Soos Jona 3 dae in die ingewande van die vis was, so sal die seun van die mens ook 3 dae lank in die skoot van die aarde wees. Dan sal hy opstaan. Hy het vir die disippeltjies eksplisiet gesê, hulle gaan my kruisig, hulle gaan my oorlewer, maar na 3 dae sal ek opstaan. En alles het gebeur presies soos hy gesê het. Nou kan ek vir u lees wat sê Hebreërs 1 vers 4. Ek gaan vir u van die eerste vers af lees. Nadat God baie keer en op baie maniere in die Ou Testament gespreek het tot sy kinders deur die profete, het in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Kom ons lees vers 8 tot 11. Maar van die Seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En u, as Here, het in die begin van die aarde gevestig en die hemel is die werk van u hande. Hulle sal vergaan, maar u sal bly. Hulle sal almal soos 'n kleed versluit en soos 'n mantel sal hulle wegrol.
en hulle sal verander word. Maar U is dieselfde en U jare het geen einde nie. En dan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande gemaak het, die voetbank van jou voete. Is hulle nie almal dienende geeste, uitgestuur ter wille van die wat die saligheid sou beerwe nie? Hy is seun van God. En hoor hierdie woorde, o God, u God. Wat word hier vir ons gesê? Die godheid van die Here Jesus Christus word aan ons verklaar. En dan maak hy 'n mooi uitspraak hier in Hebreërs 1. Hy sê Jesus Christus, ons Here. Geliefdes, Jesus Christus was profeet wat verkondig het. Jesus Christus was priester wat vir ons versoening gedoen het. En Jesus Christus is koning wat regeer. Hy sit aan die regterhand van die troon van God. God het die oordeel aan hom oorgegee en hy sal die laaste spreek. Hy is priester, hy is profeet en hy is koning. Ons noem hom in die Hebreëse taal Yeshua, Here, Verlosser, maar hy is ook Jehovah, Yahweh. Hy is die allerhoogste God. Hy is die allerheiligste God. Hy is die almagtige. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Daarom sê Filippense 2 vers 9, het God hom 'n naam gegee wat bo elke naam genoem word, sodat in die naam van Jesus Christus elke knie sou buig en elke tong bely dat hy Here is. Die apostel Paulus het die stelling gemaak en het die uitspraak gemaak dat aan die kruis, deur die kruis van die Here Jesus Christus, het hy die bose oorwin. Dit wat daar in Genesis 3 voorspel is, hy sal hom die kop vermorsel en die Satan sal hom in die hakskeen byt. Satan het geweet die Here Jesus gaan hom kom vernietig. En hy het Jesus Christus in die hakskeen gebyt deur vervolging oor sy pad te stuur, die Via Dolorosa, die pad wat hy moes loop van smarte. Hy sal jou in die hakskeen byt, maar jy sal hom die kop vermorsel. Daar aan die kruis het die Here Jesus dan triomfantlik uitgeroep, dit is volbring. Daarom, om te weet wie is hy? Wie is hierdie Jesus, as Paulus hom noem, Jesus Christus, ons Here? Wanneer hy praat oor Jesus, dan is dit sy aardse naam. Hy het mos vir Maria gesê, julle moet hom noem Jesus, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Christus is die ander naam vir Messias. Hy is die een wat deur die hele Ou Testament voorspel is, wat sou kom om verlossing te bring. Jesus is die Christus, wat Petrus by dag van Pinkster sê, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, God het hom Christus gemaak. God het hom die Messias gemaak. God het hom daar gestel as die seun van God wat mens gekom het, die beloofde Messias van die Ou Testament. En dan gebruik hy 'n woordjie wat 'n impak op jou en my lewe het, ons Here. En geliefdes, wanneer ons hierdie woord hoor, dan praat ons van ons verlosser, maar ons praat ook van die koning in my lewe, die een wie ek gehoorsaam. Weet jy, dit is my so geweldig as ek net na 2 uitsprake in die Bybel luister. Daar by sy doop, die oomblik toe hy en Johannes uit die water uit opklim, waar Johannes hom gedoop het. Toe gaan die hemele oop en die Heilige Gees daal soos 'n duif op hom neer. En daar is 'n stem wat uit die hemel uit sê, dit is my geliefde seun, in wie my siel 'n welbehae het. Johannes getuig dan ook, dat die Here het vir hom gesê, op wie jy die Heilige Gees sien neerdaal. Dit is hy. Hy is die verlosser. Daarom kom Johannes dit uitroep, daar is die seun van God, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Dink aan die berg, toe hy, Johannes en Jakobus op die berg was. En Petrus saam met hulle.
En daar kom 'n stem uit die hemel terwyl hy van gedaante verander en blink word soos geen uitwismiddel of blykmiddel hom kan wit maak nie. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie my siele welbehae het, luister na hom. Wat 'n oomblik. Wat 'n oomblik as die seun van God verklaar word. En dan wat ek laas keer met u gepraat het. Terwyl hy met sy disippeltjies praat en sy uur aangebreek het om na die hemel toe gaan, kom daar 'n wolk. En die wolk skuif net onder sy voete in en hy staan bo op hierdie wolk en die wolk voer hom weg. Voor hulle oë sien hulle hom bo op 'n wolk staan. Hy val nie deur nie. Hy staan op die wolk. Hulle staan om te kyk tot hy daar in die verte verdwyn. En dan is daar engele wat sê, waarom staan julle so en kyk? Hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, gaan net so terugkom en julle kom haal. As ek vir hom sê, my Here, dan is daar Nuwe Testamente uitspraak wat ek ook u aandag wil op vestig. Geliefdes, as hy Jesus is, as hy Christus is, en as ek hom my Here noem, dan buig ek onder die gesag van God. Kan ek jou herinner aan wat Paulus daar in 1 Korintiërs 3:23 sê? Julle behoort nie aan julleself nie. Julle behoort aan God. En julle behoort aan Christus. Kan ek vir die eerste hoof lees, 1 Johannes Korintiërs 6 hoofstuk vers 20 gee? Julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle gees en julle siel wat aan God behoort. As ek praat oor slaaf wees, wat Paulus homself dikwels genoem het, ek is 'n diensknegt, ek is 'n slaaf van die Allerhoogste God, dan sê ek het geen regte nie, ek het net voorregte. Ek is daar om hom te dien en hom te behaag. Ek is daar vir sy voordeel. Ek is daar om die eer van God te soek. En dis wat die apostel Paulus vir ons sê, hy het deur die opstanding verklaar as Jesus Christus. Hy is ons se Here. Daarom het Paulus ook gesê, sy heel eerste woorde is, 'n diensknegt van Christus. Dit is ten eerste wat ek en u vir onsself moet uitmaak. Wie is Jesus Christus vir my? Watter plek vul hy in my lewe? Is hy die een wat ek aanbid? Is hy die een op wie my oë gefestig is wat ek deur my hele lewe wil behaag? Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek wil. Nie omdat daar 'n bang in my hart is nie, maar omdat daar 'n eer in my hart is, omdat ek hom liefhet, omdat ek hom wil aanbid. Ek wil aan hom eer gee, ek wil hom verhoog, want hy is my Here, hy is my verlosser. Ek wonder of ons nog baie keer net in dankbaarheid voor hom staan, om te sê, Here, dankie dat u my gered het. Watter plek vul hy in jou en my lewe? Is hy naby ons? Is dit ons intensie om hom heel eerste in ons lewe te stel? Want hy is die enigste een wat vir jou en my seën kan bring. Ag, Titus, die tweede hoofstuk, gaan ek ook vir u gou lees. Titus 2 vers 14. Hoor net hoe mooi stel hy dit. Titus 2 vers 14 wat hierdie woorde sê. Hy sê, hy wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n eiendom te reinig, gretig in goeie werke. Vir homself 'n eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Petrus sê, ons is sy tempel. Julle wat dood was, het hy lewend gemaak. Hy het vir hom 'n volk daar gestel. Vroeër was ons geen volk van God nie, maar nou is ons volk van God. En soos wat 'n koning vir sy volk was, en hulle hom geëer het, en hulle hom verheerlik het, en hulle hom die eer en diens gegee het wat hom toekom, so hoort Jesus Christus dit van u en my te kry. 2 Korintiërs 6 vers 1 sê immers vir u en my, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Dat julle die genade van God sal eer.
dat julle God sal loof en aanbid vir wat hy vir julle gegee het, en dat julle sy genade nooit uit julle harte laat verlore gaan nie, maar weet, dis alleen deur die genade van God wat ek is. Ag, ek wil vir u lees wat hy daar vir Saul gesê het. In 1 Samuel 15 sê Samuel vir Saul hierdie woorde. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in offerhandes en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry. En eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van God verwerp het hy jou as koning verwerp. Dan sê Saul, asseblief gaan saam met my nie alleen los nie. En antwoord Samuel in die 26ste vers. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie met jou saam gaan teruggaan nie, omdat jy die woord van God verwerp het. En nou het die Here jou verwerp om koning oor Israel te wees. Mag ek weer vir u vra, en dit vir myself vra, is hy Here? Die heerskap of die heerskappy word daarin bewys in gehoorsaamheid. Is dit nie wat hy in Lukas 6 vers 46 sê nie? Julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Gehoorsaamheid is die teken dat ek sy heerskap oor my lewe aanvaar, is die teken dat ek hom Here en Christus noem. Ek het al vroeër vir u gesê, iets wat jy nooit kan sê nie. Jy kan nooit sê, nee, Here nie. Want as jy sê nee, is hy nie Here nie. Jy kan net sê, ja, Here. En geliefdes, ongehoorsaamheid noem Samuel en sê, dis afgodediens. Jy het jou gestel bo die uitspraak van God. Jy het gedink jy weet beter as God. Jy was ongehoorsaam aan die Here. En die Here stel nie belang aan jou skapies en beeste wat jy hom vir offer gebring het nie. God stel belang in gehoorsaamheid. God stel belang dat jy hom sal dien as Here van jou lewe. Daarom het die Here Jesus die uitspraak gemaak in Matteus 6 vers 22. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam reg wees. As jy reg kyk en reg verstaan, sal jy reg lewe. Daarom wil ek vir jou sê, wie is hy vandag in jou lewe? Hoe sien jy hom? Hoe kyk jy na hom? Hoe eer jy hom? Hoe respekteer jy hom? Wat is hy vandag in jou lewe? Reeds daar in Genesis 17 vers 1 het die Here 'n woord aan Abraham gegee. Abraham, hou net jou oë op my. Abraham lewe net in die vrees van die Here. En jy sal opreg wees. Wandel voor my aangesig. En jy sal opreg wees. Wandel om te weet, God weet alles wat jy dink. Hy hoor alles wat jy sê. Hy ken elke gedagte wat jy dink. God ken jou deur en deur. Lewe net in die vrees en ontzag vir God. En dit sal 'n invloed op jou totale lewe hê. Ons gaan volgende keer met mekaar praat oor die 5de vers. Maar kom ek en u respekteer hierdie woord, Jesus Christus, ons se Here. En aanbid hom soos hy dit waardig is. Mag die Here vir u ryklik seën, en mag u werklik toeneem in die genade van die Here en groei tot 'n volwasse, gevestigde man in Christus Jesus. Goeiedag vir u, totdat ons volgende week weer met mekaar saamgesels. Mag die Here vir u ryklik seën. Goeiedag, geliefde.